Liewe vriende, soos altyd is dit lekker om saam met julle te kan kuier. Om vandag hier te kan wees en net te kan stil sit en te kan weet dat die Here vir elkeen van ons besonder lief is, met elkeen van ons 'n unieke pad stap. En ek weet nie waar jy jouself bevind nie, wat jy tans beleef nie, maar ek weet dat die Here weet. Dat die Here jou nou wil ontvang, daar waar jy is, waar ons vandag saam gaan worstel en saam gaan stoei rondom die woord van die Here. Kan jy weet, die Here is daar by jou en hou jou altyd vas. En daarom kan ek jou ook groet en sê genade en vrede vir jou van God ons Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde, van God die Seun, wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het, van God die Heilige Gees, wat ons dag tot dag ontmoet, en ons nooit ooit alleen sal los nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons weer op hierdie wyse by mekaar kan kom. In die gedeelte van ons erediens wat ons opneem, vir die mense wat nie die geleentheid en die voorreg het om hier by mekaar te kan kom in ons gebou nie. Maar dankie dat ons kan bely dat U elkeen van ons harte ken, dat U ons ontvang en dat U ons ontmoet, daar waar ons is en soos wat ons is. Here, maar mag ons egter nooit ons samehorigheid in U verloor nie. Mag ons by mekaar leer, mag ons saam worstel, saam stoei en saam groei, ook in die toekoms in. Amen. Vir met die gebed en gedagte gepreek ons vandag oor die gedeelte in Daniël. Daniël 1, wat vir ons 'n verhalende dokument is, wat vir ons vertel van 'n gedeelte in die Bybel waar die volk hulle self bevind in ballingskap en na reeds in ballingskap weggevoer is in die eerste gedeelte van Daniël wat ons saam lees. Dit sê vir ons iets van die konteks van wat hulle moes beleef het, dat hulle eintlik half in 'n posisie is waar hulle nie graag wil wees nie, in 'n vreemde land weggevoer is, en dit sal ons nou saam lees. En dit moet ons in gedagte hou, dat wanneer ons lees wat ons vandag lees. Die tema waar rondom ons vandag stoei is, vir elke aksie is daar 'n reaksie, of is daar? En kom ons lees die gedeelte saam met die gedagte van die konteks in ag, en dan kom ons weer by die tema van elke aksie het 'n reaksie, of is daar? Maar ons lees vanaf vers 8 tot en met vers 20. Daniël was egter vas van voorneme dat hy homself nie sou besoedel met die koning se kos en die wyn van die koning gedrink het nie. Hy het toe die toesighouer oor die paleisamptenare vergunning gevra dat hy homself nie hoef te besoedel nie. God het gesorg dat daar by die toesighouer oor die paleisamptenare 'n goeie gesindheid en ontferming was teenoor Daniël. Die toesighouer oor die paleisamptenare het egter vir Daniël gesê: "Ek is bang vir my heer, die Here, die koning, wat vir jou kos en drank voorgeskryf het. Waarom moet hy sien dat julle gesigte mader is as die van die ander jongseuns van julle ouderdom? Julle sal maak dat die koning my kop eis." Daniël sê toe vir die oppasser van die toesighouer oor die paleisamptenare oor hom, Daniël en Hanania, Misael en Asharja aangestel het: "Toets asseblief die dienaars 10 dae lank. Hulle moet ons van die groente gee, sodat ons dit eet, en water, sodat ons dit drink. Laat dan in die teenwoordigheid ons voorkoms en die voorkoms van die ander jongseuns wat die koning se kos eet nagegaan word. Handel dan met die dienaars volgens wat u sien." Hy het na hulle geluister wat hierdie saak betref en hulle 10 dae lank getoets. Aan die einde van die 10 dae was hulle voorkoms beter en het hulle liggame voller vertoon as die van die jong seuns wat die koning se kos geëet het. Die oppasser het toe die kos en die wyn wat hulle moes drink weggeneem en van hulle afgroente bly gee. En hierdie jong seuns, hulle 4, aan hulle het God oordeelsvermoë gegee en ook insig en allerlei geskrifte en wysheid. Daniël kon alle visioene en drome begryp. Aan die einde van die tydperk wat die koning bepaal het dat hulle ingebring moes word, het die toesighouer aan die paleisamptenare hulle voor Nebukadneser gebring. Die koning het met hulle gepraat en onder hulle almal is daar niemand gevind soos Daniël, Hanania, Misael en Asharja nie. Hulle het by die koning in diens getree en in verband met enige saak wat wysheid en insig geverg het waarvoor die koning hulle uitgevra het, het hulle 10 maal beter gevind as al die waarseer priesters en goelaars in sy hele koninkryk. Kom net tot sover.
Elke aksie het 'n reaksie, of is daar? En dit is 'n ding wat ons veral by vanoggend vir 'n oomblik bietjie by moet stil staan. Wat beteken dit vir ons? Elke aksie het 'n reaksie. Dit is iets waarmee ons in skole mee groot word, wanneer ons kyk na die wette van Newton, dat wanneer op 'n objek druk uitoefen op 'n ander objek, is daar 'n gelykstaande krag in die teenoorgestelde rigting van daai objek wat die krag uitvoer. So elke aksie het 'n reaksie. Dit is waarmee ons groot geword het, waarmee ons gekondisioneer word om te dink. Dit het ook 'n invloed oor ons lewenswyse. Vir elke aksie is daar 'n reaksie. En dalk het dit ons so gekondisioneer dat ons altyd verwag iets moet gebeur wanneer 'n bepaalde aksie ingesit word. En dit help ons nie in ons geloofslewe om te help groei binne geloof en in vertroue verhouding baie keer met die Here nie. Want ons verwag dat in elke aksie 'n reaksie moet hê, so alles wat ek insit in geloof moet ek direk terugkry. Maar dan kan my verwagtinge van wat ek moet kry ook skeef getrek wees, so ek weet nie eintlik wat ek moet kry nie, so as ek nie kry wat ek in my eie verwagting soek nie, dan is ek teleurgesteld in dit wat ek voel ek ingeoefen het of uitgeoefen het teenoor die Here. Inteendeel, wanneer ons dink in die konsep van genade, is dit eintlik die teenoorgestelde. Jy het reeds alles, en uit dankbaarheid vir wat jy het, kan jy leef soos wat jy, nie wat jy wil nie, maar om uit dankbaarheid wat jy het, leef jy juis op so 'n wyse, of probeer op so 'n wyse leef, dat jy ander kan beïnvloed uit dankbaarheid, en jy nie anders kan nie, omdat jy besef wat jy het en ontvang het alreeds van die begin af. So elke aksie en 'n reaksie help ons nie in ons denke nie, want ons glo dat ons iets moet doen om iets te kry. Ons glo dat ons iets moet doen vir die Here om die ewige lewe te kry. Ons glo dat ons iets moet doen vir die Here om vergewe te word. Ons voel dat ons 'n klomp goed vir hom moet doen om eintlik beloon te word. En dan praat ek nie eers van die skeefgetrektheid van die samelewing wat sê, ons moet iets doen vir die Here sodat ons finansiëel verryk kan word nie. Want ons koppel goedheid van die Here baie keer aan materiële rykdom, wat eintlik glad nie die waarheid is nie. Hierdie gedeelte wat ons saam gelees het in konteks, bevind hierdie vriende hulle self in 'n vreemde land, weggevoer in ballingskap, en die koning het vir hulle gesê dat die mense, al die jong mans wat vermoëns het en sterk is in Israel, gaan haal het om hulle te bring het daar by hom, hulle op te lei, hulle sekere kos te gee, sodat hulle groot kan word, sterk kan word, wys kan word, om in sy dienste kan tree. En dan lees ons hier in die eerste gedeelte, dat Daniël die waagmoed gehad het om anders te leef as die mense rondom hom, want hy kon nie dit regkry om te eet en te drink wat die koning voorgeskryf het nie, want dit was teen dit wat hy geglo het. Dan lees ons dat die paleisamptenaar, wat aangestel was om oor hulle wag te hou, vrees het vir die koning, dat wanneer die koning sien nie, dat Daniël en sy vriende word maarder en lyk nie so goed soos die ander nie, sy kop gaan eis, en dan gaan hoor dat hulle nie geëet het wat hulle het nie. En dan hoor ons dat die Here hom goedgesind is, dat hy eintlik met ander oë na Daniël kyk, en Daniël hom dan begelei, en ons ken dan die verhaal hoe hy uitspeel, dat hulle eintlik die meeste wysheid het van almal wat voor die koning gebring is, en dat hulle dan toe op die einde ook aangestel is. Maar waarom hierdie gedeelte binne die konteks van elke aksie het 'n reaksie, en binne die konteks van dat ek en jy anders moet dink rondom ons die aanpak dalk van ons geloof elke liewe dag, waar ons onsself bevind. Dit is vir my nie maklik en vir jou nie maklik om te dink dat die Here het maar net vir ons aan die kruis gesterf nie. Ons kan eintlik nie daarmee vrede vind nie. Want hoekom vir my? Hoekom vir jou? Wat het ek en jy gedoen om dit te kan verdien? Dan saam met dit my en jou verwagting van wat ons nou moet ontvang wanneer ons kies dalk om die Here te dien. En dat dit skeef getrek is dalk in die wêreld waarin ons onsself bevind. Ek wonder of ons nie meer soos Daniël kan word nie. Om nie te weet wat die uiteinde gaan wees nie. Nie te weet dat ek goed gunstig in die oë van die koning gaan wees nie. En maar net doen en anders optree, omdat ek nie anders kan nie. En omdat ek en jy nie anders kan nie. Met ander woorde, goeders doen, nie om iets te verwag nie, maar verras te word deur die uitkoms wat bewerkstellig word deur ek en jy wat anders doen, anders optree, anders leef. Met ander woorde,
Baie keer lê dit baie keer in my en jou verwagting van wat die lewe is en wat die lewe behels en wat die lewe moet behels. En wanneer dit skeef getrek is en die lewe speel nie so uit nie, dan ervaar ons woede, teleurstelling, pyn, hartseer en so kan ons aangaan. En op die einde word daai hartseer en pyn weerspieël teenoor ons verhouding met die Here. Die Here is nie vir my lief nie. En dit is nie waar nie. Die Here is vir ons lief. Die Here het vir ons reeds die ewige lewe bewerkstellig. Die Here het reeds vir ons aan die kruis gesterf en daarom kan ons nie anders lewe nie. Kry ek en jy dit reg? Nee, ek dink nie so nie. Maar ek dink die besef daarvan moet ons die waagmoed gee, soos vir Daniël, om ten spyte van die weet en verseker weet wat die uitkoms gaan wees in die toekoms in, steeds nie anders kan as om anders te leef nie. En dalk net te verras te word met die uitkoms daarvan. Ek het verlede week, toe ek gepraat het in terme van ons dankfees, gesê dat ek en jy moet nooit ooit ons core business vergeet nie. En dit is om ons verhouding met die Here te verdiep. En wanneer ons sê, ons as geloofsfamilie is mense wat vir mekaar omgee, mense wat vir mekaar lief is, mense wat met mekaar 'n pad stap, dan moet ons mekaar in die oë kan kyk. En ons het verlede week gesê, maar kom ons gaan rondom die tafel sit en ons gaan 2 keer rondom die tafel sit. Ons gaan die nagmaal bedien, maar ons gaan ook buite saam eet, saam om tafels sit en kuier en saam wees. En dis vir ons belangrik en dit ons besigheid hou. En dan die verwagting is ons hou by dit wat ons moet doen. Maak nie saak wat die uitkoms is van ons dankfees nie. En vriende, vandag kan ek getuig en sê, maar in ons gemeente het dit goed gegaan. En hier kan mens net weer eens besef dat ons verwagting van hoe dinge moet gebeur, baie keer oortref kan word met dit wat die Here wil doen in my en jou lewens. Ja, hierdie het te doen met finansies en ja, dit te doen met die finansies van ons kerk en ja, dit te doen met die besigheid wat ons doen en die bediening wat ons doen hier by ons gemeente. Maar dit is net so waar vir my en vir jou in ons lewens elke dag. Ek en jy moenie 'n skeefgetrekte verwagting hê van wat die lewe vir ons moet inhou en wat die lewe ons skuld nie. Ons moet soos Daniël eintlik bly by wie ons is en ten spyte van omstandighede, ten spyte van die verseker weet wat in die toekoms gaan gebeur, kies om te bly anders leef en net dalk verras te word met die uitkoms. Hierdie goed is ook nie ver gesog nie. Dit is nie groot goed wat ek en jy moet gaan doen om dit reg te kry nie. Ons moet net by die Here sit en sê, Here, waarvoor is ek vandag dankbaar? En dan vanuit daai dankbaarheid uit net die dag te probeer aanpak. Net dalk is jou glimlag nodig vir die mense wat jou pad kruis. Net dalk het jy in 'n gesprek en het jy die gesindheid om te wil luister vir iemand wat dalk net 'n bietjie bemoeid is en raad nodig het. Net dalk is jy die oor, jy sê nie eers iets nie, want niemand anders wil hoor nie. En op die manier kry jy doodeenvoudig deur net jouself te wees vanuit dankbaarheid 'n verskil bewerkstellig wat verwagtinge nie net van jouself nie, maar ook van ander oortref. Mag ons daaraan werk. En mag ons soos Daniël altyd die waagmoed hê. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons verras kan word deur die manier hoe U in ons lewens werk en rondom ons werk. Mag ons altyd die waagmoed hê om anders te wil lewe, anders te wil optree, om 'n verskil te maak wat nodig is in die wêreld waarin ons onsself bevind. Here, mag ons nooit bang wees om die regte ding te wil doen nie. Soms verg dit opofferings en soms verg dit dat ons sekere skeefgetrekte idees en verwagtinge in ons lewens moet prysgee. Help ons daarmee, Here, sodat ons 'n verskil kan leef na buite toe. Amen. Vriende, ek het gesê dankie vir die feit dat julle gehelp het. En as jy nog 'n bydrae wil maak vir ons bediening, is jy welkom. Ons doen hierdie om jou te bereik waar jy kan. En deur hierdie fondse kry ons dit reg om hierdie bediening nie net hierdie te kan hou nie, maar ook nuwe goed te kan uitbrei. Ek weet nie of julle weet van ons potgooi nie. En as jy nie weet daarvan en jy wil graag daarna kyk
kyk gerus op ons webwerf, gaan kyk na ons potgooi, se skakels wat daarop is, en luister na hoe ons op daai manier bedien. Mag jy deur die saamwortel, deur die saamstoei, deur jou betrokkenheid, het sy finansiëel of hier fisies by ons gemeente, altyd help om bediening vir die regte redes uit te bou, met die waagmoed van 'n Daniël. Ontvang ook nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met u elkeen wees en bly. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh